'n koppie sielskoffie net vir jou. Het jy al 'n opdraand vinnig probeer uitloop of selfs draf? Dit los 'n mens uit asem wanneer jy dit uiteindelik reg kry, net om op die bil te besef dat daar nog 'n paar opdraande voor lê om uit te klim voor die afdraande begin. Nou, jy kan besluit om eerder om te draai, want dis makliker. Maar wanneer jy al die opdraande wel aandurf en suksesvol voltooi, sal dit jou fikser en gesonder laat voel, met baie meer energie. Nou vra ek jou, draai jy eerder om, of sien jy kans vir die uitdaging vir 'n beter jy? Kom ek deel met julle so ietsie uit my lewe. 9 jaar gelede het die Here my teruggeroep om weer 'n verhouding met hom te hê. Ek het sy liefde in daardie oomblik so intens ervaar, dat ek nie langer van hom af wou weghardloop nie. Dit het my lewe onherroepelik verander, en hierdie keer was daar geen omdraaikans nie. Die Gees het my onvoorwaardelik begin lei en leer in wat dit beteken om werklik 'n kind van God te wees. En vanaf 5 jaar gelede gee Vader elke jaar op die 1 Januarie 'n teksvers vir my uit die woord, waarin ek kan vashou vir die jaar. Opgewonde het ek gewag vir die woord vir hierdie jaar, en toe kom lê hy dit in my nog voor 2024 verby is. Hierdie keer was dit anders en baie meer intens. En ek was nog nooit so opgewonde oor 2 Korintiërs 5 vers 7 nie, wat sê, walk by faith, not by sight. Ek het egter reeds vroeg in hierdie jaar teenkanting begin ervaar van die vyand, wat twyfel en vrees by my wou kom saai, en ek het meer as eenmaal dit sterk oorweeg, om my eerder net op te gee met alles waarmee ek besig is, want niks kom tot 'n punt nie, en niks het nog tot dusver uitgewerk nie. Op 'n stadium het ek nie geweet wat met my aangaan nie, want ek bly in trane en ek voel so weerbaar en sonder moed. Maar wat die vyand vergeet het, is dat ek 'n kind van die koning is, en daarom het die Gees my permanent aangemoedig om te bly woord spreek oor al hierdie gevoelens en emosies, en dit in die naam van Jesus uit my lewe uit te spreek. En 3 dae gelede kom herinner Jesus my weer aan die woord wat hy my gegee het vir die jaar. Walk by faith, not by sight. En ek besef die volgende: God het die afgelope 5 jaar getrou vir my woord gegee, omdat hy my in elke teksvers wou kom leer wie hy is. Elke jaar het ek die skrif oor my lewe met opdraande en afdraande ervaar, en God se goedheid en genade deur dit alles ontdek, en in elke spesifieke skrif geestelik ingegroei, en die werklike betekenis daarvan geleer. 2024 was egter die meest intense jaar wat ek nog ooit gehad het. Ek moes my ma aan die dood afstaan. My beste vriendin byna verloor as gevolg van 2 beroertes. 2 van my kinders laat gaan om in ander lande te gaan werk, en deur dit alles ontdek ek toe nog 'n knop in my bors ook. Ek het letterlik nie geweet hoe ek deur 2024 sou kom nie. Maar God het geweet, want ek is sy kind. Ja, ek het hom gevra hoekom, Here, en hy het elke keer my hand styf vasgehou en myself gedra in tye wat ek nie self kon loop nie. Hy het my geleer dat die lewe hier oukei is,
solank ek naby aan hom bly. Dat hy my krag gee tydens die opdraandes en hy my hoog laat vlieg tydens die afdraandes. My ma se siekbed was die heiligste tyd wat ek nog ooit beleef het. Dit was mooi en vol vrede met Jesus se kosbare liefde wat ons almal omring het. Met my vriendin se siekte het Jesus my kom leer om op 'n dieper manier opreg dankbaar te lewe. My kinders oor see floreer met soveel genade en liefde uit God se hand. Ek het besef dat hulle eerste sy kinders is en net vir my vir 'n tyd geleen is om die wêreld in te stuur as volwassenes. En die knop in my bors was 'n vals alarm. Dankie Here. Deur dit alles is 'n pragtige kleindogter vir ons gebore en sy vul ons harte met soveel liefde wat nie in woorde omgesit kan word nie. En met 2 Korintiërs 5:7 weet ek dat dit iets is wat God in my lewe wil kom vestig. Om te bly wandel in geloof en nie staat te maak op wat ek sien nie. Dis waar die teenkanting van die afgelope tyd vandaan kom, want die vyand wil keer dat ek daarby uitkom. Maar God wil hê dat ek daardeur leer om te bly glo wat hy aan my beloof het, ten spyte van wat die lewe my wil kom vertel. En ek kies om te bly stap in geloof, ten spyte van wat ek sien en ervaar. So, ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe jy voel nie. Soek God in jou omstuimige tye, sodat ook jy sy goedheid en liefde in die situasie kan leer ken. Daar is soveel seën daarin, want dit sal jou leer hoe om te vlieg wanneer jy nie meer weet hoe om te loop nie. Dit sal jou geestelik laat groei, soos nog nooit tevore nie, omdat God se genade vir ons groot is. Lief vir julle.